Ons is in lockdown en die staatspresident het dit met nog 2 weke verleng. So ek wil net graag met julle kommunikeer hoe die volgende paar weke miskien in ons gemeente kan lyk. Ons doen kerk aanlyn. Dankie vir julle wat subscribe en dankie vir julle wat so inkoop in dit in. Ja, dit is 'n hele manier van kerk op Sondag, maar nog steeds is ons besig om kerk te hou, alhoewel die manier van dit dalk anders lyk. Ons het nou Sondag wat baie klaar gemaak met die reeks van Conversations with God, wat gegaan het oor intimiteit met die Here. En ons begin Sondag wat kom met 'n nuwe reeks wat gaan rondom toekoms. En dit gaan oor hoe om onsself op te stel, sodat ons dit wat die Here vir ons in gedagte het, sal mis nie. Dit is 'n baie relevante reeks vir die tyd waarin ons is, en ek wil julle uitnooi met asseblief nie een van daardie Sondae mis nie. Dit gaan rondom die beginsel van die weg. So hoe kan dit ook werk in ons verskillende platforms, in my lewe, jou lewe, ons gesin se lewe, ons besigheid se lewe, ons gemeenskap se lewe. Dan wil ek 'n groot shout-out gee vir die leierskap van ons gemeente, vir ons vennote leiers, sowel as vir die voltydse span. Julle ouens het briljant gedoen tot nou toe. Ek celebrate julle inkoop, julle commitment rondom dit. Jy sien want ons het eienaarskap aanvaar vir ons gemeenskap, vir die area van die Moot, vir die mense van die Moot. Well done vir dit. Daar's 'n gebedslyn wat aan die gang is. As julle gebede nodig het, julle kan dit op ons web kry. Dan is daar ook die 714 inisiatief wat hardloop vroeg in die oggende en ook in die aande. Ons diensbywoning aanlyn is nogal indrukwekkend. Ons het selfs nagmaal saamgehou Sondag wat verby is. Dan Zoom ons al ons weksprosesse, Zoom by die stadium. Manne, selfs klein groepe, selfs ons besigheidsbediening, en ek wil julle regtig celebrate rondom dit. Van dit het regtig pragtige kosbare oomblikke wat ons nie wil mis nie. En dan wil ek julle kom dankie sê vir Maart maand se inkomste, vir die bydraes wat julle gelewer het. Ons het begroting gemaak en jy daarop, so trou die Here laat April ook so sal wees. Dankie dat ek weet dat julle geloof is in die Here en dat julle nie na omstandighede kyk nie, maar dat julle God vertrou ook om vir julle te kan voorsien. En daarvoor eer ons die Here. Dit gaan rondom om sy woord te kan verkondig en aan te hou verkondig. So well done ook vir daardie. Ons is 'n family on a mission to reach the lost, to heal the pain and restore what's broken. Dit sal nooit verander nie. Ene weet ons God sal nooit verander nie. Sy roeping op ons lewe is vas. Sy woord oor ons lewe is vas. Dit kan nie verander nie. My hart gaan vandag so uit na al ons senior mense. Miskien is jy alleen, dalk is jy 'n bietjie bang, dalk twyfel jy. Ek dink ook vandag spesifiek aan al ons besigheidseienaars met al die onsekerhede in die mark en hoe daardie prentjie miskien vir jou kan lyk en verander. Sowel as die mense wat werk, wat salarisse verdien. Ons is nie seker of daar salaris gesny gaan word nie. Daar's van ons mense wat nie weet of hulle nog salaris einde van die maand gaan kry nie. Ons kinders en studente wat van die huis af eerskryf met homeschooling doen en online moet studeer. Van ons mense wat siek by die huise is, dank die Here laat tog sover my kennis strek nie een van ons mense coronavirus opgedoen het nie, waarvoor ons regtig die Here kom eer vandag. En al ons frontline mense wat direk met die mense werk wat aangesteek is, ek dink aan ons polisiemagte, ons veiligheidsmagte, al ons mediese personeel, well done vir julle. Ek wil graag vir ons afsluit met Psalm 46, net 'n paar teksversies daaruit lees. Hy sê God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Vers 11. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Vader, dankie dat U ons rotsvesting is. Dankie dat U saam met ons is en by ons is en in ons is. Dankie dat die Here saam met ons stap ook deur hierdie proses, ander kant uit, om meer as oorwinnaars te wees. Word verheerlik in ons lewens, Here. Amen.